Goeienaand en welkom by my Bybelstudie. Vanaand wil ek met julle gesels oor klein jakkalsies. Nou, klein jakkalsies, soos julle op hierdie prentjie kan sien, kan verskriklik oulik en cute en soos alle klein goetertjies maar is wees. Maar jy sien, klein jakkalsies word groot. En as hulle groot is, dan raak hulle wreedaardige monsters. En ek dink, totdat 'n mens nie op 'n plaas gebly het en gesien het wat hulle doen nie, dan kan jy nie verstaan dat boere nie van jakkals hou nie. Want jakkalsies is baie cute as hulle klein is, maar net sodra hulle begin groter raak, dan begin hulle beeste se kalfies te eet. Hulle eet partyslae as 'n koei sukkel is om te kalf, eet hulle sommer hierdie kalf so van die kop af, begin hulle hom so lank op te vreet. Hulle vang lammetjies en eet dit op wreedaardig byt hulle dood, en selfs skape. So vir 'n boer is volgroeide jakkals eintlik die vyand. Nou, hoekom praat ek dan nou oor die klein jakkalsies? As ons gaan kyk in die Bybel, in Hooglied, né? Kom ons kyk gou in, dit is nogal in Hooglied, wat die mens sou dink, dit is eintlik 'n hele liefdesverhaal wat daar in Hooglied geskryf word, maar daar staan, vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies wat die wingerde verniel, ons wingerde wat al bot. Dit staan in Hooglied 2 vers 15. Nou, as 'n mens gaan kyk in die konteks van wat het die klein jakkalsies gedoen in die wingerde is, hulle het byvoorbeeld die druiwestokke begin kou, die kleintjies, en dan het hulle ook die groen korreltjies afgepluk en geëet, wat nog nie eers behoorlik 'n druif is nie. So hulle het regtig waar die wingerde bedreig in die vroeë lente, wanneer hulle nou ook begin groot word het, en dit bring baie groot skade vir 'n boer. Hier in die Noord-Kaap waar ek bly, vang die jakkalsies, as hulle klein is hulle honger, so hulle ma's en pa's kom vang vir hulle kalfies en skape, wat dan tot groot skade lei. So, hoe kan ons hierdie beeld sien in konteks van ons lewe? Jy sien, dit is hierdie klein sondetjies wat later groot sondes word. En dan raak dit tot skade van jouself en van ander. Jy weet, as jy 'n kind, 'n kleintjie bederf en sy sin gee met alles as hy klein is, en net altyd ja, en as hy nee hoor en hy begin te skree, dan gee jy vir hom sy sin, dan as groot mens raak hierdie klein gewoontetjie 'n geweldige groot probleem vir daai kind. Want as groot mens weet hy dan nie hoe om nee te aanvaar nie. En dit kan lei tot allerhande sondes in daai persoon se lewe, hoe hy dan te werk gaan om alles te wil kry. So, dan natuurlik ook kan jy jou blind staar teen mooi woordjies of beloftes van ander, wat eintlik niks beteken nie, omdat die daad daar agter ontbreek. So iemand kom vertel vir jou gedurig klein goetertjies en mooi woordjies en man, weet jy, ek hou eintlik vreeslik baie van jou en jy weet, jy beteken vir my so baie, maar daai ou wys dit nooit nie, hy sê dit net.
En dit vernietig nie net mense persoonlikheid nie, maar ook jou menswees. Het jy mooi gehoor wat ek gesê het? Want dit is wat 'n mens valsheid noem. So as iemand vals is teenoor jou, dan gaan jy dit later optel en dit gaan vir jou 'n groot probleem wees. Maar as jy vals is teenoor iemand anders en dink, ag man, dis okay, dis mos maar net, jy weet, daai glimlaggie van, ja nee mevrou, nee, dit gaan goed, jy weet, regtig vir, en jy hou aan met sulke valsheid, en nee, ek hou van jou, nee, het niks verkeerd gedoen nie, dan raak dit naderhand 'n verskriklike groot probleem in jouself, en dit is hoe 'n klein sondetjie 'n groot sonde word. Kom ons kyk na 'n wit leentjie. Ek vertel 'n wit leentjie vir jou en sê vir jou, man, my kind het gegroet. Nee man, ek was daar, maar jy was nie daar nie. Nou is dit 'n klein jakkalsie, dis cute en oulik. Nou raak hierdie kind groot. En jy raak 'n paar jaar verder. En nou raak hierdie leen 'n groot leen, want dit is okay, my maat my geleer is okay, as iemand anders vir my jok. En nou raak dit 'n groot jakkals. Daai klein leentjie wat jy vertel het om te sê, maar ek was daar, raak naderhand so groot, dat dit jou kan vernietig van binne. Is dit nie so nie? Ons word altyd uitgevang op die klein leentjies, né? Ons het 'n wit leentjie vertel en nou word ons uitgevang en dan moet ons alle groter en groter leen vertel en dan op die ou einde is dit 'n groot jakkals wat vernietig en nie nodig was nie. So klein jakkalsies is goed soos wat dink ek? Wat sê ek en wat doen ek? Op klein skaal. Dit lê in hoeveel mens aan iemand dink of nie, en wat. En hoeveel jy omgee vir iemand of nie, en hoeveel jy jou gevoel en liefde bewys deur daardie klein dingetjies op die ou end, die getuigskrif is van nie net jou gevoel nie, maar ook jou lewe, want deur ons dade en veral die klein daadjies en dinge, skryf ons lewensboek. Julle weet, ek het 'n ou tannie geken, wat baie stories vertel het van klein geld. Dit was toevallig 'n Joodse tannie gewees. En sy het gesê, as sy loop, dan tel sy alle klein geld op. Julle weet, daar lê mos verskriklik baie klein geld altyd oral rond. Jy sal verbaas wees as jy eers daarop begin fokus hoeveel jy sien. Dan is jy meer gebukkend as regop. As mense klein geld laat rond lê en wil dit nie meer hê nie, sy vat dit nie meer wil hê nie, dan vat sy dit. Mense kom by 'n til en sê, ag nee, wat, hou jy maar die 2 sent, hou jy maar die 5 sent. Nou daai geld versamel sy alles. En teen die einde van die jaar, ek kan nie die bedrag onthou nie, maar het sy 'n groot genoeg bedrag gehad om te gaan kuier vir haar kinders. En dit is, as ons na hierdie klein geld storie kyk en die geld en wat daai klein bietjie 2 sent, 1 sent, 5 sent, wat dit, vandag is dit seker nou R1, R2 en R5. Maar as jy daai fokus op daai klein goedertjies, dan het jy geld wat jy weer kan gebruik en dit raak 'n groot som. Klomp klein jakkalsies wat een groot jakkals word en vir jou tot seën kan wees. Jy sien,
As 'n mens fokus op die klein goed, dan bring dit jou ook tot dankbaarheid. Ek het al byvoorbeeld gesien dat, kom ons kyk byvoorbeeld, jy fokus daarop, dat jy jou rekeninge moet betaal. Yes, hierdie rekening is hoog hierdie maand. Weet julle hoeveel het my kos gekos? 2 sakkies kos was R1.500 gewees. Ek kon nie eers rosijntjies bekostig nie en moes my boboties sonder rosijntjies gemaak het. Ek kan nie eers meer net koeldrank drink nie, ek moet so nou en dan water drink. So wat doen jy? Jy fokus op daai kant en pleks dat jy sê, kom ek fokus liewer op. Ek kan nog my kragrekening betaal, al is hy hoog. Dankie Jesus vir die vermoë om vandag hierdie kos te kon gekoop het, al is dit baie duur. Dankie dat ek nog bobotie kan eet, al is daar nie rosijntjies in nie. Dankie dat ek ten minste 1 glas koeldrank 'n dag kan drink. So in steede daarvan om hierdie klein jakkalsies op 'n daaglikse basis kos te gee en te laat groei in jou lewe, draai jy dit om na die positiewe kant toe en verander jou lewe na een van dankbaarheid. Ek het laasweek oor dankbaarheid gepraat, wat so verskriklik belangrik is. As jy jou oggend, elke oggend begin, deur vir God te sê, nie, ag, Here, hier is weer 'n dag nie, daar is soveel struikelblokke op hierdie pad nie, ek weet nie hoe ek dit gaan doen en dat nie, begin deur te sê, Here, dankie, dat ek die vermoë het om te kan opstaan, dat ek 'n motor het om mee te kan ry, dat ek kos het om te eet en 'n bed om te slaap, dankie vir my kinders, dankie vir my man, begin die Here te loof en prys. En dan in plaas daarvan om te sê, jy sê, daar is nog nie genoeg mense by my funksie nie, begin die Here te loof en prys en dankie te sê, vir die mense wat daar gaan wees. Dan vat jy daai klein jakkalsies wat jou lewe oorneem, jy gee hulle nie kos nie, en hulle kan nie groot word nie, en jy laat eerder vir God in jou lewe toe. Ja, die klein jakkalsies is ook in ons huwelike teenwoordig, definitief. Want wat maak die klein jakkalsies in jou huwelik? Dit laat jou fokus op die klein goetertjies wat nie belangrik is nie. Die tandeborsel wat op die wasbak gelos word, die tandepaste wat nie 'n doppie op het nie, die kouse wat langs die bed lê. Ek is seker daarvan, julle het ook almal die ding van die wasgoed wat net langs die wasgoedmandjie lê. My skoondogter het eendag vir haar man gesê, kyk bietjie of jy in hierdie wasgoedmandjie iets kan ingooi. Hulle het so in die winkel gestaan. Toe sê sy, so as ek hom koop, dan gaan jy die wasgoed nou raak gooi. Maar dis daai klein goedertjies wat jy kan besluit om op te fokus of nie. Fokus liewer op die feit dat jy 'n wonderlike man het wat vir jou sorg. Ja, hy dra klere, want jy kon dalk een gehad het wat nie meer hier is nie. So, die klein jakkalsies in jou huwelik, in jou lewe, in jou vriendekring en hoe jy met mense omgaan. So as ons weer kyk na Hooglied 2 vers 15, dan sien ons in hierdie skrifgedeelte word die beginsel van die klein dingetjies uitgelig. As ons die klein dingetjies ignoreer, gaan hulle eendag groot dinge word en ons met groot probleme sit. Indien klein sondetjies ongestraf gelaat word, kan dit groot skade doen. Ons lees in Prediker 10 vers 1 oor die gevaar van 'n bietjie dwaasheid.
dooie vlee laat salf stink en gis. 'n bietjie dwaasheid doen meer kwaad as wat wysheid en eer goed doen. Soos dooie vlee salf laat stink, so kan klein dwaashede ons wyshede en eer aantas. 'n persoon na wie ander opkyk, omdat hy 'n goeie reputasie het, kan dit deur een dwaase daad of deur 'n goddelike houding vernietig. Julle, hierdie is so ongelooflik belangrik. Ek het so rukkie terug geluister na 'n ek sê nou sogenaamde Christelike spreker, want ek het gedag sy is een. En ek het haar uitgevang op 'n baie groot leuen wat sy vertel het in haar praatjie. En dit het my dadelik haar hele reputasie en houding laat vernietig. Veral omdat ek na die tyd die storie opgevolg het. En julle, dit kan met jou ook gebeur, ek is seker dit gebeur met my ook. Mense wat kyk en dan dink hulle, wat het sy gesê? Ek dog hierdie vrou is anders, ek dog sy's eerbaar. En dit is baie, baie belangrik dat ons na hierdie goed moet kyk. En onthou tog nou net, as jy so 'n fout gemaak het, kan jy dit altyd na die tyd gaan regmaak. Moet nou nie in 'n sak en as gaan sit en sê, wat nou nie. So as jy 'n klein jakkalsiekie iewers in die wingerd losgelaat het, per ongeluk as prins of maakie saak hoekom nie, gaan maak reg. In Lukas word ons daar herinner dat hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. In Lukas 7 vers 47. Soms raak ons so selfvoldaan, 'n bietjie lui en lou in ons liefde vir Jesus. En ons vergeet dat ons geroep is, want jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is in Matteus 22 vers 37, wat begin het as 'n alles oorheersende liefde vir Jesus, kwyn soms, totdat dit op 'n dag nog skaars leef. Want dan begin ons onsself aan te hang. Ja, dieselfde kan met dankbaarheid gebeur, né? Kyk in Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Hoe dikwels aanvaar ons nie goed as vanselfsprekend nie? Dan hou ons nie meer stilte tyd nie. Ons kla in steede daarvan om bly te wees. Dit mag klein klink, maar stadig maar seker verwater jou geloof. So ja, wat ek vir jou wil sê vanaand is, vang daai jakkalsies, terwyl hulle nog klein is, en moet hulle nie groot maak nie. Maak liewer die goeie groot, in Jesus Christus se naam. Mag julle geseënd wees, en mag julle nie julle jakkals se voet nie, en mag die week vir julle vol blessings wees. Amen. En voordat ek amen, amen sê, ons het nie in die begin gebid nie. Ek wil hê ons moet nou ons oë toemaak, en moenie die gebed hardop agter my aan sê nie. Bid liewer vir jouself. Jesus, ons kom vanaand by U, en ek wil vir U vra om ons te help om die klein jakkalsies raak te sien. Om ons te help om nie die klein jakkalsies te voed nie. Laat ons hulle raak sien en onmiddellik doodmaak en nie voed nie.
En Vader, dan vra ek, as ons klein jakkalsies loslaat in ander mense se wingerde, vergewe ons en gee ons die moed om hulle te gaan vang en uitsorteer. En wys vir ons op alles wat ons moet dankbaar wees. Vestig ons fokus op die goeie en nie die slegte nie. In Jesus se naam. Amen en amen.